Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, wanneer dit kom by die rooi bokke, het hulle ietsie wat bietjie uitstaan van al die ander rooi bokke. Dis nou nie net dat hulle bietjie meer is, dat ons hulle meer in die wildtuin sien nie, maar dit is dat hulle van al die bokke die meeste tyd daaraan spandeer om hulle self te tooi as enige ander van die wildsbokke ook. Hulle sal vir mekaar sorg. En die tweede en die derde snytande is om die borsluise en ander parasiete van hulle af te verwyder en op die wyse sorg hulle dat hulle mooi gesond ook bly. So mag die kinders van die Here ook maar hierdie mooi eienskap hê dat ons mooi na mekaar kyk en goed na mekaar kyk en regtig vir mekaar omgee dan ook. Liewe vriende, ons wil vanoggend met u deel oor die wonder van genade. Dit is sekerlik iets wonderlik dat die Here vir ons enigsins genadig is. Ons as mense en as ons dink wat in hierdie wêreld aan die gang is, en liewe vriende, vergeet nou maar die ander mense, onsself, ons eie lewe. Ek hoop nie een van ons is so hoogmoedig om te dink dat ons verdien nou die genade van die Here of ons verdien die liefde van die Here nie. Ons verdien dit nie. En is werklik waar net God se genade dat hy na ons toe uitreik, met ons praat en dat hy sekerlik in ons lewe werk. So het Paulus dit ook agtergekom en hy het gesê in Galasiërs 2 vers 20: Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself aan my oorgegee het. En weet julle vriende, net hierdie besondere woorde wat hy sê, en die Seun van God wat my liefgehad het. Liewe vriende, dis die heel eerste saak wat ons vanoggend vir u noem. Dink net daaraan, die wonderlike genade dat God u liefhet en dat hy besondere genade aan u openbaar. Liewe vriende, as dit nie vir die liefde van die Here was nie, was hierdie genade sekerlik nie ons deel nie. Maar die Here is ons genadig en hy bewys hierdie liefde aan ons en ons kan nie anders as om net te weet dit is genade dat die Here vir ons so hanteer. Die tweede is dat Jesus gekruisig moes word vir ons as sondige mense. Ons lees in Galasiërs 2 vers 20 en ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Liewe vriende, dit was die hele lewe van die Here op aarde. Alles wat hy moes deurmaak, alles wat hy moes deurgaan en dan sekerlik die hoogtepunt dat die Here aan die kruis gesterf het, wat vir ons duidelik wys dat hy vir ons besondere genade bewys en besondere genade openbaar en daarom kan ons nie anders as om net te kom buig voor die Here dan ook nie. Die derde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is dat die Here Jesus homself vir sondaars gegee het. Nou ons lees in Galasiërs 2 vers 20 weer hierdie woorde wanneer hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dan op die einde sê hy die woorde en wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Nou ja, ons weet hoe Paulus geleef het en ons weet die moorde wat hy gepleeg het en die rede wat hoe hy bygedra het dat baie kinders van die Here doodgemaak is en vervolg is en hy het geweet ek is 'n geweldige groot sondaar omdat ek Jesus verwerp het. Want dis tog wat die Here vir hom gesê het, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. En liewe vriende, en as ons maar daaraan dink dat die Here vir ons as 'n sondaar so liefhet. Ons wat teen hom was in opstand en hy het nog steeds sy lewe vir ons kom gee. Die vierde is dat u saam met Christus gekruisig word. Galasiërs 2 vers 20 sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Liewe vriende, dit is 'n besondere genade dat die Here Jesus in ons kan kom lewe en dat ons saam met hom kan sterwe, dat ons in hom kan sterwe en ons lewe so algeheel aan hom kan toewy en daarom kan ons net die Here kom dank daarvoor. Mag die Here help. Mag jy by die Here besonderlik dank vir sy genade vandag in u lewe. Ons vertrou dis u deel omdat u na die Here toe gekom het om hierdie genade te neem. Kom ons bid. Dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike genade. Gee dat ons daarin sal leef en dat jy ook verheerlik sal word. Amen.